bietjie laat jy inskakel en saam kyk en saam luister na ons program met die titel Godsdienst en die Koerante, waar ons kyk wat se godsdienstige onderwerpe aan die koerante bespreek word, of per brief, of per artikel, of wat ook al. Ons saai uit vanuit die Kaap op die 24 uur stasie, Homebase TV, en sy is baie bly dat jy ingeskakel is. Jy kan hierdie natuurlik kry op streaming, of op WhatsApp, of die middel van 'n skottel ensovoorts. Hier by my is ek baie bly dat ek weer eens hierso vir Regard. Ja, Regard, ek is Nog sê bly jy is hierso, jy het gemaak hierso 'n bietjie warmer vandag, nie so. Ja, dis interessante weer, né? Ja, Ek het vandag was ek aan die Kaap gewees en ek kom vroeg die oggend daar aan, loop nog uit en die son kom so lekker op. En ek is daar binne in 'n gebou en iewes skielik hoor ek net 'n slag en ek nou, wat gaan nou aan? Dis die donder weer om. Ja. Toe begin die donder weer te slaan en ek sê, hoe is dit moontlik? Die son het nou net geskyn, wat gaan aan? Ek loop sommer uit om te gaan kyk wat gaan aan. En toe begin dit sommer te reën. Kaapenaars is nie gewoon aan donder weer nie. Dit was baie snaaks geweest. Ek sien almal kyk, wat gaan aan? Ja, maar is nie niks. Dit was nogal snaaks. Nou, wat het jy daarmee om te begin vir ons? Jong man, ons jy het Business Day, die opinion. Ja. Nou, prentjie so. Dan is normaal genoem is dit 'n spotprentjie, maar ek weet nie, is dit 'n tekenprentjie. Dis meer 'n tekenprentjie, nee, want dis nie altyd spot nie, maar dit is spot met 'n baie fyn boodskap. Daar is altyd 'n boodskap daarbey. Ja, hierdie dingetjie is nie 'n spot nie, maar hierdie is 'n ernstige saak. Dit sê hierso 45.8% youth unemployment. En dan daar so sit die president. Dan lyk vir my, as jy mooi kyk na sy ore, dan het hy nou daar so 'n noise cancelling oorfone in. Haai, nogal, né? En wat interessant is, ek het dit nie raak gesien nie. Interessant is nou, die noise cancelling maak dat jy niks om jou kan hoor nie. Ja, ai. So jy kan niks om jou hoor wat aangaan nie. En dan is daar nou so 'n judicial review application. Dis nou wat sy pala probleme daar so wat ons laas gepraat het. Maar is amper asof hy wil nie luister wat die mense vir hom sê nie. Maar kyk, daar agter is daar in 'n vorm van 'n bom. Ja. Wat afgaan en daar brand die fuse, né? En as daai ding ontplof, ons werkloosheid. Hey, is maar 'n storie. As al daardie 25%, party sê 60%, werkloosheid, strate en vaar, alles te jong, dit is 'n probleem. Maar dat natuurlik tot 'n groot mate ekonomiese oorsaak. As jy 'n sosialistiese stelsel volg, dan kry jy dit. Die ding is wat ons nog aan die gang hou, is baie van die groter besighede in Suid-Afrika en kleiner ook, hulle het baie kere wat hulle inisiatiewe het, wat hulle om veral mense werkloosheid en jonger mense en wat ook al te help om werk te skep. En ek dink as dit nie was vir hierdie besighede wat dit doen nie, so ons al in 'n baie slegter posisie gewees het. Baie erg. En dit is baie jammer as jy hoor baie keer, ek het nou dag gehoor 'n man wat praat, en dan probeer hulle saam met die regering te werk, maar die regering wil nie altyd saam met hulle werk nie. Want die regering se sosialistiese agenda het nie 'n vrye mark agenda nie. Dit is die hele probleem. En hulle kom met groot, ongelooflike idees, omdat Suid-Afrika het baie keer is die kernpunt van baie mynbedrywe en daai tipe van goeder. So hulle kom met groot idees en sê, in plaas van dat ons nou hierdie uitvoer, kom ons gebruik die produk hier en maak groter besighede oop en wat, maar die regering stel nie belang. So dis baie hartseer. Baie tragies. So ons sien as hopelik gaan die bom nie te vinnig af hier. Jong, ja, ons hoop hy gaan nie af of hy gaan nie gou af of wat ook al. Om bietjie daarbey aan te pas is daar nou uit hierdie papierkoerant, die papierkoerant met die papier. Ek sou eintlik die naam gegee het papierkoerant. Dan is dit baie beter. En hierso op hulle SMS seksie, halwe bladsy is daar so 'n prentjie heel onder in die hoek met 'n man, kaalkop man. Hier is nog glad nie kaalkop nie, né? Daarom nog hier. Nog nie. Met 'n dogtertjie. Jy het ook so 'n dogtertjie soos daarin. En daar sit hy en hy lees die papier en hy skryf, dis nou John Robertson, hy sê, ek het die papier in Hartenbos gesit en lees, toe my kleindogter Lea, 2 jaar en 6 maande, ook saamkom prentjies kyk het. Nou, die punt is, 'n gedrukte koerant, die visueel speel ook 'n baie groot rol. Kyk hierdie bladsy daarso, die prente, alles, die uiteensetting daar, die visueel is baie beter, baie anders as 'n e-koerant. As wat jy nou op jou foon sit, ja.
en jy kan net een berig sien op 'n slag. Ja. Alles, dis baie Ja, beperk, baie is die regte beperk, ja. woord. en die bose prentjie, en dan sê dit, hier is die papier, 'n tikkie trots voor die hek. Die rooi en wit, die papier posbus in Sekunda, Mpumalanga, wys Afrikaanse nuus het 'n spesiale plek in mense se harte en huise. En daar het die man nou sy posbus nou daarop geskrywe, die papier. Dis Kan die jy dit glo? Die posbus vir die papier, nommer 24. En interessant, hier so heel onder links ook by SMS, is daar Polly Stolz wat skryf, Fala Fala, moes laas keer bietjie daar gepraat, na die prent van jou het ook bietjie doen met Fala Fala, nee. Hier kom 'n groot gemors, ja, daar's die bom, nee, daar's die tydbom daarso. Nou moet ons land saam staan en bid, want dit is nou reg of weg, of verder die afgrond in. Ai, ek wens Polly hoef dit nie te gesê nie. So. Jong, Ja, ek gaan nou 'n bietjie hierso vir geskiedenis bring, ja, waar oom nou ook al was. Onthou toe oom daar so in die NG Kerk was hier in die Kaap. Grote Kerk, ja. Grote Kerk. Daar die groot gebeurtenis in die Grote Kerk. Oom sal dit nooit kan vergeet nie. Nee, al die moslims en al die ekstremiste en almal daar so was. Nou, daar's 'n vrou wat daar gepraat het en Ja. haar naam is Francisca Albanese. Ja, En dit sê nou so Francisca Albanese, United Nations Special Rapporteur for the Palestinians, who has a long history of spreading Jew hatred, can't avoid being served in a defamation lawsuit, which 2 Christian charities filed to the U.S. District Court for the District of Colorado ruled on May 15. ja, was Jewish hate speech in daardie Grote Kerk waar daar uitgespiek was deur 'n klomp mense, Ellen Boesak en al die ander same. Was erg, jong. Ja. Nou hierso sê dit, hierso is nou die berig, wat sê Albanese can't avoid defamation lawsuit, US Federal Court says. En hierso sien ons nou die prentjie van haar wat daar so sit. En nou sê dit gaan nie so, the United States has sanctioned Albanese, whom several governments have decried for anti-Semitic and anti-Israel remarks. Dis all the governments except our government and except our churches. Christian Friends of Israeli Communities, which is based in Colorado, and Christians for Israel USA filed a lawsuit in September. The two were among those who received threatening letters from Albanese, purportedly in preparation for a UN report she planned to publish. In the report, she alleges that the charities and other involved with Israel could face charges of war crimes and crimes against humanity in international court. The two charities accuse Albanese of making false statements, tying them to genocide and war crimes in Gaza, knowingly spreading malicious lies. The entities say they focus on building friendships between Christians and Jews and supporting communities in Israel. Albanese accusations caused charities reputational harm and hindered their ability to carry out their work, they say. They further allege that Albanese intended to cause them such harm. Ja, doelbewust is Ja, dis asof hartslag. enigiets met Israel Ja. is 'n probleem. Ja, That organizations face a serious risk of being implicated in international crimes that may result in criminality liability, Albanese threatened in a letter. The plaintiffs are asking a court to mandate that Albanese retract the statements, refrain from making them again, and pay monetary damages. Albanese appeared to have been properly served last year while visiting South Africa, but the South African government later said that the service was not properly authorized, despite the documents showing a high-ranking Justice Department official had approved it. daar is nou presies Kan jy dit glo? die tydperk van die Grote Ja. Kerk byeenkoms daar presies. Ja. Dis in Johannesburg gebeur, is van daar gekom en toe is dit net so gesquash soos hulle Engels sê, doodgedruk daar, wanneer het verder gaan nie, want die regering van die dag is mos geweldig pro-Palestyns en 'n Ja. klomp pro-Palestynse moslims is in die regering in. The ruling gives Albanese 21 days to respond or a default judgment will be entered against her. Questions of immunity remain given that Albanese is a UN official. Some claim that the mandate was improperly renewed, thus making her appointment void and stripping her of immunity. The US sanctions indicate that Washington does not believe that Albanese has standard UN immunity. Ja, jy sien, sy is nie volwaardig, ja. Hoe kan jy, hierdie immunity ding, is maar word baie keer maar misbruik. Ja, maar as jy die hoof
dit is hoe die state is met hulle ambassadeurs. Hulle het immuun, hulle kan parkeer net waar hulle wil of wat ook al. Maar dis nie vir al die personeel daar. Ja. Net 'n baie beperking. Ja, in elk geval. Ja, nee, dit was 'n gebeurtenis. Nou, hierso is interessante advertensie gewees in die koerant, kyk hierso. Palestine Curriculum, dis in Suid-Afrika hierdie. Teacher workshop conducted by advocate Mohammed White and Minister Ibrahim Musa, die minister, jy sien, die staatshoof van die staatsleiers. De MJCSA, dis nou die Muslim Judicial Council of South Africa, Education Desk, in collaboration with UCSA and partner organizations, invites all educators to attend the Palestine Curriculum Teacher Workshop. Nou, om jou te indoctrineren gaande Palestina worden aangaan. Introducing the Palestine Curriculum for middle and high school students, designed to help educators teach the story of Palestine with historical depth, Islamic perspective, and educational integrity. Nou, hier is 'n landse geskiedenis, moet dit vanuit 'n godsdienstige oogpunt vertel word, dit is nie heeltemal nodig nie, natuurlijk, hulle is so aaneengestrengeld daar, met al die islamitische terroriste, wat daar aan beheer is, ja. Dit was nou gewees, Islamia Auditorium in Lansdowne, reg hier by ons, wat ruk gelede om die draai. gehou is daar, ja. En kyk, daaronder is al die verskillende liggame, is bykie dof daar nie, Palestine Freedom en al die Muslim schools, ICI, wat het onderstel om te indoctrineer aangaande wat aangaan. Hier is nou 'n interessante video. Het sê so, Hamas will not lay down its weapons until Israel is eliminated. Osama Hamdan, a senior official in a terror organization, vowed, is on TV nou, né? So kom ons kyk gou na hierdie video, wat hy hierso sê. Kyk wat daar staan daar is nie. Hamas, en dit is die Palestyne, en die Palestyne het Hamas ingestem as hulle gesagsliggaam daar. They will not lay down their weapons until Israel is eliminated. Dit is die werklikheid. Sure. Hulle bly maar baie stil oor, maar dit is wat hulle geleer word in die skole daar so. En daaroor het Israel amper 'n onmoontlike taak daar met hierdie mense reg langs wat hulle wil elimineer. En Oktober 7 probeer om soveel te elimineer as moontlik. Ja, Kom ons kyk die video daarso. We have said clearly to the mediators, and our messages were conveyed to those concerned, that the issue of Palestinian weapons is an issue connected to the existence of the occupation and its removal. The Palestinian resistance, which has continued since Palestine was occupied in 1917 by British forces until today. Throughout this occupation, the Palestinian national slogan has been that the occupation must end, that our people must achieve their freedom, and that they must establish their independent state on their national soil, with Jerusalem as its capital. This is the position. These weapons are legitimate weapons according to international law and according to the will of the Palestinian people. These weapons will not be laid down until they achieve their goal. If there's a question of establishing a Palestinian state, then there can be some kind of agreement on a truce for a certain period, during which all those concerned would enable the Palestinians to establish their independent state. And this state would be enabled to carry out its duties in protecting its people, its land, and its rights. At that point, I believe that all Palestinians will have their army, their armed forces, and the security apparatuses that protect them. Therefore, talk about freezing, suspending, the duration of the truce, and so on. All of this comes within the context of political debate, not within the context of a decision. We have informed all parties, including the Indonesian government, that we as Palestinians do not need guardianship, and that the last thing the world should think about is sending forces to take the place of the occupation, forces that clash with Palestinians on behalf of the occupation, or try to undermine their will instead of the occupation army. This is something no Palestinian will accept. But since it has been decided in the Security Council that there will be international forces, then let these international forces be stationed at the borders, preventing the enemy from returning to aggression against our people. Ja, nee, the motto is the elimination
of the occupation, al die Israelies moet geëlimineer word. Dit is wel 'n slagspreuk daar. Hoe oorleef jy in so omstandighede? Ja nee, dis erg. En ook as ek het nou nog met iemand gesels, wat hartseer is dat, omdat meeste van die extremiste, hulle gebruik hulle eie kinders en hulle eie vrouens, Ja, met selfmoordbomme en al tipe van goeder, so dit is baie moeilik. Ek het selfs met 'n man gesels hierso, wat 'n Suid-Afrikaanse man, wat daar so was, wat daar as sekuriteit gaan werk het in Afghanistan en daai plekke. En hy sê, dis iets vreesliks. Hy sê, die kinders kom daar, dan het hulle selfmoordbom. ja, En hy sê, jy sekuriteit, jy het nou mense wat jy moet beskerm, wat moet jy doen? ja, Hy sê, dit is 'n onmoontlike situasie. ja. So dit is iets vreesliks, maar nou, hoe moet jy nou veg teen iets soos dit? Dit is baie moeilik. En die probleem is, hulle dogma, hulle leerstelling is, as jy daar sal sterf, in die infantile of Ja, dan gaan jy mos na die paradys. van die paradys toe, en as jy 'n man is, dan wag daar 71 virgins vir jou. Ek wonder wat wag vir die kindertjies vrouens. daar so. Wat wag vir die vrouens? Wat wag vir die vrouens, ja. Ja, ek weet nie. Seker niks. Vir die kinders, seker diere of wat ook al. Maar as daar vreeslik, ja. hoe jy groot gemaak word, as jy sterf, dan is jy onmiddellik daar by alle. Dit is 'n fatale godsdienst. Dit is baie hartseer. Absoluut sleg. Hier is nou nog 'n interessante artikel wat verskyn het oor Oorseese tydskrif. En dit sê, British Museum erases Palestine from ancient exhibits after historical accuracy challenge. Dis nou baie interessant, nee? Ja, en dis nou, daar is die main entrance to the British Museum in London. Ek was daar gewees, al baie beroemde museum, jy kan daar spandeer alles na kyk. Daai is een van die grootste museums in die wêreld. Ja. En hulle het nou, die samevatting is, hulle het nou al die verwysings na Palestina verwyder, want dit is 'n wanvoorstelling van die geskiedenis. Maar kom ons lees hierso, dit is baie interessant wat hierso staan. Dit sê, the British Museum has quietly removed the term Palestine from displays covering ancient Middle Eastern civilizations, acknowledging that the anachronistic label distorted historical reality and erased Jewish history from the region. Maar dis mos wat hierdie Hamas en Palestina wil hê. Die hele Joodse geskiedenis daar van die Midde-Ooste moet geëlimineer word. Dit moet nie gepropageer word dat die Jode het een keer daar gebly nie, was hulle land, Kanaan nie, glad nie. The changes follow complaints from UK lawyers for Israel, which argue that retroactively applying modern political terminology, politieke termen, to periods thousands of years before the term existed, created a false narrative of continuity and systematically obscure the kingdoms of Israel and Judah. Hulle wil nou korrekte Ek perspektief nie glo dat hulle dit eerste plek toegelaat het en so iets te laat gebeur. Ja, het moes polities korrek wees en in vywe met die Palestynë. Dit is baie amper soos in ons land toe. Want ek het die een dag, toe wys iemand vir my, kyk, hierso is 'n boek, 'n geskiedenisboek van Suid-Afrika, wat nou 50 jaar oud is of wat ook al. En kyk, hierso is nou 'n moderne een. Dan kyk jy nou die daar's soveel dinge wat verander is. Ek kan nie glo dat Jy kan nie selfde land nie. Ja. Vreeslik. Nou ja. Dan sê, the museum confirmed it has rewritten information panels in its Levant gallery covering 2000 to 300 BCE. Kyk, altyd was dit BC, before Christ. Nou is dit beswaar, nou is dit before Common Era. Maar hulle wil nie die Christus daar die middelpunt vir alles hê nie. To focus instead on historically accurate terms. Dis nou soos Canaan, the Canaanites and the kingdoms of Israel and Judah. One amended panel in the Egypt galleries briefly described the Hyksos people as being of Palestinian descent. A statement the museum now admits was historically meaningless. En ek is baie bly daar. Jy sien die mense wat hierdie uitstallings daar so
gemaak het sprong wat ek doen met 'n politieke agenda daar, né? Nou maak hulle gelukkig korrigeer hulle op die verkeerdheid daar. Ja. The label now correctly reads Canaanite descent. Sure. Additional displays referencing Egyptian dominance in Palestine and describing Phoenician civilization as rooted in Palestine are under review. The southern Levant changed hands, names, and identities across millennia. Ancient sources document Canaan from approximately 1500 BCE. Eintlik BC, né? Ja, eintlik BC. Ja, ek kan nie gewoon raak in die BCE nie. Nou, die mense wat sê BCE, né? Nou, wat was die middelpunt van hierdie? Hulle wil die Christelikheid daar. Ja, nee, maar hoor wat ek bedoel sê. As jy, wat is dan 0? Want kyk, kom ons nou by mekaar uit. 0 is Christus. Volgens, ja, maar volgens hulle nou? Wat is die middelpunt van die common era nou vir hulle dan? Wat is die common era? Ek weet nie wat die common era is nie. Want dit is Jesus. Dit was nog altyd gewees. Dit maak minder sin. Nou, daardie BC is nie die probleem van die museum daar nie, maar die skrywer wat dit gebruik daar. Ja. Maar BCE maak nie eintlik sin nie, behalwe as mens weet wat bedoel met common era, maar common era is nie Ek gaan maar 'n bietjie met gaan opsoek, maar Ja. dit maak nie sin nie. Dan gaan dit aan het sê Egyptian and Assyrian records reference the kingdoms of Israel and Judah. Greek writers, including Herodotus in the 5th century BC, were among the first to use a term resembling Palestine, which later became the designation for a Roman and Byzantine province. The Roman Empire deliberately renamed Judah as Assyria Palestina in 135. Dis nou CE is common era. Ek common era is na Christus. Kyk, ons het BC, dis AC. Dis Ja. BC en AC. ja, Hierdie maak my nie mekaar, jong. Hierdie moderne dinge, oom. moderne herskrywing van die geskiedenis. Ai, 135 AC after crushing the bar. Jy is nou besig om na hierdie ding te herskryf daar. Ek herskryf hom. Jy vat hom net terug na die Ek vat hom oorspronklike nou korrek. oor die oorspronklike, ja. Crushing the Bar Kokhba revolt, specifically to raise Jewish connection to the land. The Romans chose the name based on the Philistines, ancient enemies of Israel, who had long since disappeared from history. En dis waar die naam Palestina vandaan kom, is die Philistines. Ja. Names carry meaning, history and identity. Erasing accurate historical names erases the people and events they represent. Nou hierdie sin hierso staan dan ook vir BC en AC oom. Want names carry meaning, history and identity. Erasing accurate historical names erases the people and events they represent. Ja, BC before Christ, AC after Christ daarso. Nou doen hulle nou presies hierso, maar dis die skrywers, hy Ja, ek weet, maar hoor wat ek sê. Presies wat hulle teen praat daarso. A British museum spokesperson acknowledged that while Palestine functioned as a neutral geographic term in Western scholarship during the 19th century, Ja, 19th century, né? the term no longer holds a neutral designation and may be understood in reference to political territory. Ja, dit nou 'n politieke konnotasie, nie meer 'n land of steeks konnotasie nie. The museum accepted that using the term for the second millennium BC was not historically meaningful, particularly given the modern political weight the word carries. So dit is belangrik, Ja. want dit het eers bestaan nou, maar nou sit hulle die woord in om polities korrek te wees. Ja. Hulle verdraai die geskiedenis. Dan gaan aan en sê, UKLFI's letter to museum director Nicholas Cullinan stated the problem directly. Applying a single name, Palestine, retrospectively to the entire region, across thousands of years, erases historical changes and creates a false impression of continuity. It also has the compounding effect of erasing the kingdoms of Israel and Judea. Maar dis nou presies wat die Palestynë wil doen. They want to eliminate Israel and all the almal wat daar woon, né? Beide Jode en die Jode, which emerged from around 1000 BC. Ek gaan ook maak soos ek gaan nie BCE lees, ek gaan nou net BCE lees, né? And of reframing the origins of the Israelites and Jewish people as erroneously stemming from Palestine.
Dis interessant, né? Ek het 'n video gesien waar 'n man gegaan het na al hierdie historiese plekke. Ja, En daar was van hierdie historiese plekke daar in die Midde-Ooste, want dan is daar nou 'n bordjie wat nou die land wys en so, en dan sal daar nou Palestine wat nou daar so staan. Maar as jy nou kyk na die oorspronklike die geskrifte, daar's daar niks van Palestine nie. niks. En dan wys hy daarso, dan kan jy nou lees wat daarso staan, dan gebruik hy so my AI om te translate. Daar's niks van Palestine nie, want dit het nie bestaan nooit. Ja. Maar hulle probeer dit nou in die moderne bordjies wat hulle nou opsit, dan dink mense dis wat daai historiese plekke eintlik is, maar dit is eintlik glad nie, want dit het nie bestaan op daai tyd nie. Daarom moes dankbaar wees dat hierdie museum nou daarom nou korrek en opgetree het en nou die werklikheid daar sou probeer deurgee daar. The response to the museum's corrections reveals how deeply politicized historical accuracy has become. En is nie net daar in ons land ook, nee, het hierdie probleem. Maar oor is oral, nee. Ek het my vrou Ja, korrek, ja. My vrou het 4-5 jaar terug het sy 'n studie opgestel oor geskiedenis en dan met profesie in die Bybel en so aan. En wat sy vir jong mense aangebied het. En toe het ek haar nog gehelp met al die research, jy weet, al die ondersoek wat jy nou doen, is geweldig baie tyd gespandeer. En dan het ons ou boeke, né? Wat ek nog by my pa gekry het, wat hy by sy pa gekry het, ou boeke, wat ons deur die geskiedenis gegaan het, en dan het ek gaan opsoek op Wikipedia, want kyk, Wikipedia is mos nou 'n groot bron van geskiedenis en alles, né? Dan sê ek maar, Wikipedia se goed stem nie ooreen nie. En die enigste bron wat ek nog gesien het wat nog reg was Britannica. Ja, Dis die enigste bron wat aanlyn is, wat nog die oorspronklike geskiedenis gegee het, presies wat dit is. Wat nog in al die boeke nog al die jare is, né? Ja. Maar die as jy gaan kyk in Wikipedia, is meeste van die goed is verander. Selfs name. Ja. Mense se name is nie meer presies dieselfde wat dit was nie. Dan is ek soos maar, hoekom is hy? Dis crazy. Kan Dis nie glo nie. moderne ding. More than 4,000 people signed a petition demanding the museum reverse its decision and reinstate Palestine in displays covering 1,500 to 1,700 BC before Christ. Periods predating any historical use of the term by well over a millennium. Jy sien, daar's altyd mense wat anders te dink, wat hulle eie wil afdwing daar. So. Pro-Palestinian writer Hamza Youssef called the corrections outrageous. One academic, Marcella Ward of the Open University, told Middle East Eye she would continue using the term ancient Palestine in her research, claiming that challenges to the term support Israel's ongoing genocide. So nou as jy net akkuraat geskiedenis, dan is dit nou skielik genocide. Tel the Middle East Eye, maar haar eye is bietjie skief, sy kan nie die dinge reg sien so wat daar staan nie. Dan gaan dit aan en sê that the British Museum controversy follows a similar incident involving Encyclopedia Britannica. Nou hier is dit nou, né? Daar sê, ja. The Encyclopedia Children's website published a map replacing the state of Israel entirely with Palestine, describing Palestine in the present tense as a region in the Middle East, between the Jordan River and the Mediterranean Sea. No distinction was made between historical usage and contemporary political entities. Israel simply did not exist on a map. Dis skrikwekkend, kan jy dit glo? UK LFI noted the obvious. The material echoed the anti-Israel slogan, from the river to the sea, which calls for Israel's destruction. Following complaints and media inquiries from the Telegraph, Britannica removed the offending map and amended its definition to distinguish between Palestinian authority and historical usage of Palestine as a synonym for Canaan. Kan jy dit glo? Ek is baie bly met Britannica daarom al lankal al korrektief opgetree daar. Dis hoekom ek wil vir my die ou stel Britannica ensiklopedie kry, né? Want die goed wat online is, kan nie meer vertrou nie om. Ja, sies tog, nee. So as ergens in 'n boekwinkel inloop, sien een van die ou stelle, laat weet my asseblief. Maar dit histories is van die ou boeke is baie waardevol. Hulle is baie meer korrek. Absoluut. Hulle is nog nie so verdraaid nie. Dan gaan aan en sê, these incidents represent a coordinated pattern.
major cultural institutions rewriting history to conform to contemporary political narratives. Ja, amper soos party kerke. Party kerke wil mos die hele theologie en godsdienst herskryf en oorskryf to confirm with modern contemporary views. Dit is so. Fine, when museums and encyclopedias erase the kingdoms of Israel and Judah from displays covering their actual historical existence, they do not commit innocent mistakes. They engage in deliberate falsification. Yeah. The ancient Levant was Canaan. It became the kingdoms of Israel and Judah. After the Roman conquest and Jewish exile, it was renamed to sever the Jewish connection of the land. Ja, die Joodse geskiedenis moet uitgevee word en nou moet hulle uitgewis word allemaal daar uit Israel uit en party Christene is dood happy daarmee en bevorderd. These are historical facts documented in archaeological records, ancient texts, and the Bible itself. Museums and encyclopedias claim authority as guardians of knowledge and truth. When they abuse that authority to advance political agendas, they betray their fundamental purpose. The British Museum's willingness to correct its errors after UKLFR's intervention deserves recognition. Ja, baie dankie, laat hulle daarom optree sal. But the fact that such corrections required outside pressure and generated outrage from activists demanding the reinstatement of historical falsehoods exposes how thoroughly ideology has corrupted supposedly neutral institutions. Daar is 'n baie belangrike punt. Ja. Ek het nou die dag, toe het iemand van my video gestuur, en ek kyk die video, want die video het gegaan oor die oorlog in Iran. Ja, En dis die heel eerste video, ek het nou vergeet wat se nuusmaatskappy of die company dit was. Ek was so amper geskok geweest, want dis die heel eerste neutrale berig wat ek van die oorlog in Iran, want almal vat 'n kant, dus die ja, kant dis dit reg, en die kant dis dat. reg, daar. En dit was nou op YouTube geweest, en toe lees ek die comments en almal so sin, maar dit is wat nuus eintlik moet wees, Ja. is die vrou wat daar praat, want dit, Balans gee. ja, maar dit gaan nie oor balans gee nie, dit gaan net oor, jy sê nie wat gebeur, dis nie van, jy het hierdie hele agenda, en wat ook al, Ja. en dis dieselfde met geskiedenis, Ja. verstaan jy, daar moet nie agenda wees, jy moet net sê wat is. Ja, kyk hier. Truth matters. History matters. Ja, heeltemal so boekie so. Truth Matters is sy titel en Professor Walter Fath het hom geskrywe. Baie goeie boek, as van die kykers 'n kopie wil koop, kontak vir Homebase, Truth Matters, en hy doen presies dieselfde. Aan die teologie is daar ook sulke verdraaiings, histories wat verdraai is, om staat te maak op tradisie, en nie op die Bybel self nie. Miskien moet ek en oom 'n boek skryf, History Matters. Weet jy hoe groot werk is dit? Geskiedenis. Toe ek op hoërskool was ek baie lief vir geskiedenis en ek wou eindig gaan geskiedenis studeer. Maar toe snik, al hierdie datums, al hierdie name, al hierdie gebeurtenisse, Ek moet sê, is te veel van my. Ek kan nie als baas raak. ek Is het net te baie gehou van geskiedenis op skool, maar toe ek nou kom met die eksamen skryf, en jy moet al die datums onthou. Dit was, toe dit dan nie met my gunsteling vak gewees nie. Nee. Soos ek's baie lief daarvoor, maar Ja. as ek 'n fotografiese brein gehad het, wonderlik, maar ek weet nie, ek het nie 'n fotografiese brein dat ek so stel, né? The kingdoms of Israel and Judah existed. Canaan existed. No amount of retrospective labeling can erase that reality. Ja nee, so. Nogal interessante insiggewende skrywer hier, né? En dankie vir die British Museum se eerlikheid om daardie aan te pas en te verander. Kom nou op 'n ander noot, Ja, op 'n Vida noot. Villa. Ja, nie die koffie Vida nie. Jy terug by Villa. Ons is nou terug by Vida. Ja. Sê hierso, luister mooi wat doppers sê voor jy hulle kruisig oor vroue. En dit is geskryf deur Paul Creer, emeritus hoogleraar in teologie. En ons het laasweek ook gelees van Paul Creer,
Maar dit is nie dieselfde persoon. Dit was nie 'n hoogleraar daar nie, was 'n emeritus dominee, Ja. nie 'n emeritus professor nie. So, kom ons luister nou hierso wat hy sê. Dit sê, so vroeg in Januarie vanjaar, het die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika besluit om daadwerklik op te tree teen gemeentes wat vorige sinode besluite verontagsaam. Die besluit waaroor dit gegaan het, is dat die staande gebruik gehandhaaf word om slegs mans in die ampt van ouderling en predikant in diens te stel. Daar is werklik baie min doppers. Waarom geniet die saak na bykans 4 maande steeds aandag in die media? Dis 'n goeie, interessante Dwarsdeur is aan die gang daar. So, en mense is ongelukkig. sommiges is ongelukkig en dit is doppers teen doppers en ook ander gereformeerde kerke, die NG en die hervormde kerk, wat nou die gereformeerde doppers nou vasvat daar. Ek dink hulle het skuldig gewete, want hulle almal vrouens in die ampt daar, en hierdie mense vat nou standpunt in. Lyk my so. Dit sê 'n moontlike rede is dat die doppers ver buite hulle getalle 'n rol in die land gespeel het en steeds speel, of het die verskil in standpunte 'n rou senuwee blootgelê in 'n samelewing wat worstel met geslagsgebaseerde geweld, of wil die stof maar nie gaan lê nie weens die heftigheid waarmee die debat soms gevoer word. Baie heftig met tye, maar daarom ordentlik. Ek moet sê, die skryf in debatte en briewe is daarom sterk gestel, maar dit is ordentlike bespreek, eintlik baie interessant, baie insiggewend. Laat mense dink en teruggaan na jou Bybel en kyk wat staan nou en wat lees en wat glo mens. En nou verwys hy terug na wat ons laasweek gelees het. Die jongste bydrae in die debat is 'n brief wat ons nou laasweek gelees het van my naamgenoot en neef, Dr. Paul Creer van Pretoria. So dis sy neef. Ja. Interessant. Hy bied 'n belangrike perspektief. My doel is nie om met hom in debat te tree nie, nog minder met die baie mede-lidmate, gemeentes, kollegas en ander mense wat die afgelope 4 maande op die sinodebesluit gereageer het. Ja, en onthou jy hier die ander Dr. Paul Creer, sy neef, sy sterkpunt was, hy het gebruik die woord letterkneg. Dit was die kernwoord wat hy gebruik het. Letterkneg. En ek het weer gaan kyk, want daar's 'n ander woord, toe ek jonk was, het hulle gepraat aan die volksmond van letterwetter, dis wat hulle gepraat, letterwetter, en ek het nou gaan opkyk, wat is die verskil tussen letterkneg en letterwetter? Want ek het nog eintlik die woord letterkneg gebruik. Nou sê hulle hierso, en dit is uit net gegoogel, né? Letterkneg is an Afrikaans word also used in some Dutch context that translates to literalist or verbalist in English. It combines a letter and kneg, servant or slave, to mean someone who is a slave to the exact words or rules of a text, missing the broader context or spirit of the meaning. It is frequently used in 2 main contexts, religion and philosophy, describing someone who interprets sacred texts like the Bible or legal documents word for word, rather than understanding the underlying message or intent. Nou daardie Dr. Paul Creer het gesê baie van sy kollegas daar is letterknegte, en wat ek besef het, as jy iets sê en ek hou nie daarvan, ek stem saam met, dan sê ek, jy is 'n letterkneg om jou plat te vee. Maar jy is miskien glad geen letterkneg nie. Ja, jy gebruik die letter van die Bybel ensovoorts, en jy gee konteks, maar ek hou nie daarvan, nou sê ek, jy is 'n letterkneg, jy weet, soos 'n mens moet pas op hoe dit gebruik word. Maar weet jy wat is dit? Ja. Dit is as ek nie 'n goeie argument kan gee nie, Ja. dan gaan ek om sy karakter aanval. Ja, sê ek is 'n letterkneg. Ja. So dan jy val die ou aan en jy gaan vir hom sê ja, jy's dit en jy's dat. Ja. In plaas van dat jy 'n goeie argument kan gee wat kan staan teen die ander persoon se argument. Ja. So in plaas van te sê ja, jy's so en jy's dit en jy doen dat wat ook al, gee net 'n goeie argument, verduidelik jou kant van die saak net beter. Ja. Ja. Nou dat ek opkyk, letterwetter sê hulle is not a standard Afrikaans word. Okay, soos ek moet nie daardie woord gebruik nie, dit is nie die beste woord nie. It is typically a playful misspelling, a niche artistic term, like hand lettering,
or a combination of two separate words. If you are looking at the two distinct root words, they mean letter. This is the same meaning as in English, referring to an alphabet, character, original message, or typography. Dan wetter. This is an informal, colloquial Afrikaans word. It roughly translates to a naughty person, a rascal, or an annoying scoundrel. Ja, jy's 'n wetter. Dis wat mense ook gebruik, né, die ouer mense. Ken jy die woord jy's 'n wetter? Nee, ek leer nou baie nuwe dinge hier. En jy's dis na jou tyd. Dis eintlik van die Hollands-Duits, dis ou Afrikaans daarin. The term comes from the German Donnerwetter, a thunderstorm. Dat my dink aan die disciples, Ja, seuns van die donder, né? seels van die donder. Johannes en Jakobus. Ek wonder of hulle letterwetters was of letterwetter was. Ja. Hey, dis 'n storie nie. Nou gaan dit aan hierso. Ek was nie self by die afgelope synode nie, maar het die prosesse sedert 2003 deurgemaak en het geluister na verskeie mense wat gelukkig en ongelukkig is met die jongste synode besluit. Dis vir my duidelik dat die rede waarom die twee kante in die debat mekaar nie kan vind nie, geleë is in verskillende vertrekpunte. Lidmate aan albei kante van die standpunt aanvaar die Bybel as God se gesagvolle openbaring, maar benader die skrif met verskillende aannames. Verskillende vertrekpunte, verskillende aannames. Mens moet pas op vir die bagasie wat jy dra, né? Jy moet nie die Bybel lees met jou eie aanname nie. Jy moet nie aannames maak oor die Bybel Ja. nie, waarvan sommige 'n verskil in hermeneutiese verklaringsbenadering is. Hoewel ek nie glo dat al die agterliggende sienings ewig geldig is nie, is dit belangrik om raak te sien dat albei standpunte sin maak binne die denkraamwerk, die rasionaliteitsmodel, wat daaraan ten grondslag lê. Daar is dus goeie redes waarom daar vir of teen vroue in die amp standpunt ingeneem word. Daar is 5 grondliggende sake waaroor verskil word. Dis nou 'n mooi logiese debat. Hy begin in jou val en sê jy's nou 'n letterwetter of jy's nou jy verskuldig mense verkeerd van 'n letter krijg nie. Hy gee nou sy argument mooi. Nommer 1, kultuur of skepping. En hier is baie belangrik. Hier is 'n baie goeie skrywer wat hy so geskryf het hierso. Kultuur of skepping. Die belangrikste verskilpunt is of die teks in Nuwe Testament wat oor die ampte handel binne die konteks van die destydse patriargale kultuur beskou moet word en of dit tydlose beginsels vir alle tye en plekke gee oor hoe Christus se kerk regeer moet word. Ja, baie belangrik, né? As dit tydlose beginsels, party dinge soos hoed dra, is nie 'n tydlose beginsel, dit verander van eeu tot eeu, né? Voorstanders van vrou in die amp beklemtoon die sosio-kulturele konteks van destyds wat verskil van ons hedendaagse konteks. Die ander kant wys daarop dat Paulus in die betrokke tekste 'n beroep doen op die skeppingsorde. Daar is 'n belangrike woord, die skeppingsorde, die rol en die gesag van elke persoon daar. Die saak oor vroue in die ampt kan daarom nie sonder meer gelijkgestel word aan kulturele gebruike, soos die dra van hoede, al dan nie. In sekere opsigte sal die kerk altyd vreemd voordoen vir die samelewing. Ja, in ander opsigte leef en werk Christene in die kultuur van hulle tyd. Ja, jy moet kyk na die beginsels wat daar so betrokke is. Dan die volgende punt, diens of amp. Nog 'n belangrike verskilpunt is die vraag of daar iets soos 'n amp bestaan. Voorstanders van 'n vrou in die amp wys daarop dat daar verskeie bedienings in die kerk is en dat 'n diaken, ouderling of predikant in wese 'n diens, diakonia, is. Dit is waar die woord diaken vandaan kom, né? Ja, diaken, deacons kom van daar die woord af. Die begrip amp is volgens hulle uit die Romeinse reg ingevoer. Daarteenoor word gestel dat daar wel besondere dienste of ampte in die Nuwe Testament geïdentifiseer word, waarvoor spesifieke vereistes gestel word. Alle ampte is dienste, maar nie alle dienste is ampte nie. Dis 'n baie interessante punt. Ja. Vroue kan en moet vrylik diens in die kerk lewer, maar die opsienersamp is spesifiek vir mans. Ja, die opsienersamp, jy sien, sekere ampte is
volgens die verstaan van die skepingsorde vir mans en sekere amptes vir vroue. Ja. Ja. Dan gaan aan punt 3. Praat of swyg. Dit is opmerklik dat die afgevaardigdes wat deel gehad het aan die GKSA, dis nou die Gereformeerde Kerk Suid-Afrika, se besluit in 2009 en 2016, soos in Januarie van die jaar bevestig, feitelik glad nie aan die openbare debat deelneem nie. Hulle doen dit nie omdat hulle meen dat hulle argumente swak is nie, maar uit die oortuiging dat dit 'n interne saak is vir die kerk as huisgesin van God. Daarteenoor, elke keer interessant net die twee standpunte wat hy gee, né? Protesteer lidmate wat ongelukkig is oor die besluit in die openbare media en op sosiale media. Hulle is daarvan oortuig dat die kerk deel vorm van die samelewing en dat sy besluite welmenende kritiek van die samelewing moet kan weerstaan. Sommige gaan so ver as om te sê, kerklike besluite moet toetsbaar wees in die wêreldhowe om te bepaal of dit billik is en aan gelykheidsstandaarde voldoen. Nou daardie laaste sinnetjie is die siening van die NG Kerk, maar nie noodwendig van die ander kerke nie. Interessant daar. Dan die 4de punt, regering deur synode of lidmate. In gesprekke en openbare artikels word soms verwys na die samestelling van die GKSA synodes. Net mans, nie alle gemeentes verteenwoordig nie. Die standpunt is dat die besluit oor vrou in die ampt nie verteenwoordigend is van die siening van al die lidmate nie. Dis nie demokraties nie. Nou, dis interessant dat wanneer jy as kerk glo, dan glo jy nie gebaseer op wat gekies word om te glo. Of die meerderheid stem nie, Ja, of demokrasie nie. So, Die kerk is nie demokrasie nie. ja, verstaan, soos in, ons kan nie kies, gaan ons die wet onderhou? Nee, kom ons gooi die wet uit. Ja, Verstaan, stem. Kyk, hoe stem julle? Hoe stem die jong mense? Hoe voel die jong mense? ja, so, mense kan nie so gaan nie. We gaan aan sê, mense wat ongelukkig is oor die synode besluit, kom dikwels met die beskuldiging van synodokrasie, die synode heers. Daarteenoor, diegene wat die synode besluit aanvaar, beskuldig gemeentes wat hulle nie aan belangrike besluite steun nie, van independentisme, elke gemeente maak soos hy goeddink. Daar is dus verskillende kerkregtelike sienings ten grondslag van die huidige debat. Ja, Die waarheid lê agter op 'n ander vlak. Die GKSA hou soort 'n teokrasie in stand, in die sin dat sy kerkorde stel dat Christus die enigste hoof van sy kerk is, wat sy kerk deur sy woord regeer, en dan besluitneming by die opsieners, ouderlinge en herders setel. Gemeentes kom per onderlinge afspraak saam op vergaderings, synodes, om te besluit oor gemeenskaplike sake, onder meer amptsbediening, of die beginsels in praktyk konsekwent en billik toegepas word, is wel tans 'n verskilpunt in die kerk. Baie mooi gestel. ja, die sieninge, né? En jy kan sien binne verskillende gereformeerde kerkgenootskappe, die NG Kerk en die gereformeerde kerk, hoe daar strominge die oorhand kry, in elk van die verskillende aspekte daar. Dan punt 5. Uitpas of nie. Voorstanders van vroue in die ampt wys daarop dat die meeste van die groot protestantse kerk in Suid-Afrika wel vroue in die ampt bevestig. Die GKSA is dus uitpas met die hedendaagse praktyk. En die doppers moet bykom. Ja, dit is al gesê aan verskillende skrywers daar. Aan die ander kant word daarop gewys dat die meeste Christene wêreldwyd is van kerke waar slegs mans aan die regeer of leerampt bevestig word. En dit is 'n baie belangrike punt daarin. Dit sluit die grootste protestantse denominasie in Amerika met 12 miljoen lidmate in. Dit is nou die Southern Baptist Convention dan, hè. Dit sluit ook kerke in waarvan protestante ernstig in leer en praktyk verskil, soos die Rooms-Katolieke Kerk en die Ortodokse kerke. Die GKSA het bande met kerke wêreldwyd wat nie vroue in die ampt het nie. Die verteenwoordigers van die kerke het die afgelope synode en vorige synodes ernstig gewaarsku om nie staande besluit dat slegs mans in die besondere ampt te dien te wysig nie. Die hartseer
werklikheid is dat die toelating al dan nie van vroue tot kerklike ampte wêreldwyd 'n omstrede saak is. Ja, dit is so. Ten minste in protestantse kerke. Ja, en in 'n mindere mate in katholieke kerk, maar dit is baie op 'n baie lae vlak. Dit word elke keer net sê, don't go. Die paus vat nie, hy vat nie nonsens nie. En dat dit tot kerkskeuring bydra. Ja, die Anglikaanse kerk beleef tans 'n pynlike skeuring, juis weens die aanstelling van 'n vrou as hoof, naamlik as die aartsbiskop van Kantelberg. Ja, ons het daaroor gepraat, nou 'n prentjie gewys daar, al die dinge daar. Nou gaan dit aan en sê dit. Generasie Y en Z, dis mos die Gen Z's. Ja, Y en Z, ja. Om die uitlopende reaksie op die GKSA se besluit te verstaan, moet ons die tydsgees in ag neem. Dit geld ook die uitlopende reaksie op baie ander kerklike en wêreldbesluite van ons tyd. Die tydskrif The Economist het in 2024 en 2025 artikels gepubliseer oor die babyboomer generasie, naamlik mense wat nou so wat 60 tot 80 jaar oud is. Maar wat is oom in die babyboomer? Ek was 'n babyboomer, maar nie in daardie generasie. Onthou, na die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n babyboomer generasie, maar ek was net voor dit, soos ek is voor die babyboomer generasie, maar ek was wel 'n baby gewees. Naamlik mense wat nou so wat 60 tot 80 jaar oud is, een van die stereotypes van die generasie is dat hulle geneig is om verskillende sienings te akkommodeer of te verdra. Interessant. Hulle is ook geneig om nuwe denkrigtings na te volg. Generasie Y, die millennials, dis nou ek oom. Jy? Ek is 'n millennial. Jy is maar in die probleem. Maar ek is nou nie 'n normale millennial nie. Ek het maar groot geword soos in die 1800s. Okay, pragtig. Soos jy is nog standvastig. Wel, my van sê ek dat ek standvastig moet wees. So. Stander, soos jy staan nog vir die waarheid, jy is 'n stander. En generasie Z het egter probleme met die babyboomers. Die voorpunt van die twee generasies is tans sowat 45 jaar oud. Hulle is die besluitnemers en meningsvormers van vandag en môre. Een van die stereotypes van die twee generasies is dat hulle meen die babyboomers het sake te ruim en te maklik benader. Dis die geslag wat vastighede soek en geneig is om onverdraagsaam te wees teenoor standpunte wat van hulle eie vooraf ingenome standpunt verskil. Typies is die kanseleerkultuur waar studente op kampusse, dosente en medestudente wat 'n ander standpunt as hulle huldig, doodskree en verdryf. Ja, nee, dis vreeslik hoor. Ja, cancel culture, né? Cancel hom. Ja. Dit is amper soveel strys wat sy kop in die sand steek. Ja. Dis die geslag van wat geneig is tot aktivisme, het sy ten gunste van die woke kultuur, dekolonisering, die omgewing, Greta Thunberg, of tradisionele Christelike waardes, Charlie Kirk. Mag ons die goeie van die generasie Y en Z behou, maar steeds na mekaar luister. As ons verskil, moet ons probeer verstaan waarom ons verskil, sonder om modder te gooi. Nou dit is baie goed gestel, hy het dit baie mooi geskryf, Ja. En ek het nou 'n dag, ek leer van my kinders, dat in hierdie huis gebruik ons woorde. En nie vuiste nie. Nou wie? Nee, dit gaan nie oor vuiste, dit gaan oor, dit help nie as jy ongelukkig is oor iets, jy gaan huil en hardloop weg nie. Praat daaroor. Verduidelik wat gaan aan, praat, gebruik woorde. En dieselfde wat ek, soos my vrou ook praat, is krities in enige verhouding, is soos praat, kommunikeer, gebruik woorde, Ja. dat ons mekaar kan verstaan, Ja. en dis asof vandag mense luister nie meer, verstaan nie die belangrikheid van die definisie van woorde nie. Want mense gebruik woorde, maar hulle verstaan nie, besef nie die belangrikheid van die definisie van woorde, die betekenis daarvan. Ja. En ek dink as ons kan terugkom, hoe belangrik is dit om te kan kommunikeer, en net 'n gesprek kan hê, Ja. dan gaan ons makliker oor die weg kom met mekaar, en ek dink ons gaan verder kan gaan in die lewe. Ja, en natuurlik die selfone waar jy nie praat nie, sit 'n klomp woorde, woorde nie gevoel nie, jy kan nie sien ensovoorts, vererger die situasie, want mense, hulle stuur 'n boodskap, 'n voice, jy weet 'n text message of wat, en Ja. dat praat nie daaroor nie, het ons klaar daar gesê, maar jy moet praat en kommunikeer en gedagtes wissel. Ek moet jou denkwyse verstaan, dat ek, van waar kom jy, hoekom sê jy dit, en jy moet myne verstaan, soos, kommunikasie is 'n baie belangrike
ding daar. Ek het die een keer met 'n persoon gesels, ek gaan nie name noem nie, en hy het 'n meisie gehad, wat hy toe mee opgebreek het, want elke keer wanneer hulle ernstige, nie probleme gehad, maar iets 'n ernstige saak gehad om oor te praat, Ja, kan sy nie met hom gepraat het in persoon nie. Ja. Sy kon dit net gedoen het oor WhatsApp hom. Sy kon net op die foon met hom gepraat het oor ernstige goed. Want sy is asof sy nie die vrymoedigheid het of jy moet voel, vooraf dink ensovoorts, maar sy kan nie kommunikeer in persoon nie. Sy moet dit doen oor die foon. En toe sê hy, die storie gaan nie werk nie. Want ek bedoel, dink jy trou eendag en jy kan nie kommunikeer in persoon nie, jy moet dit oor die foon doen. En eintlik is dit nie maklik om dinge uit te praat nie, want baie keer is dit sensitiewe dinge en Dit is so. dit is makliker om stil te bly, Ja. maar mens moet leer, veral in 'n huwelik, om te praat oor jou gevoelens en sieninge en dan te luister, Ja. jy weet. Ja, So, maar ons moet dit maar oral doen, oral mooi praat en luister en reg kommunikeer. Nie vaskeer in die tegnologie nie. sien, jy begin 'n bietjie baie praat. Kyk dan na die horlosie. Ai, daar. ai, Kyk, ai, waar staan die horlosie daar? Weet tot sins hè. Kykers, dankie dat jy saam geluister het. Ons nog sulke fantastiese berigte hierso oor die paus en ook oor Donald Trump. Ons los hom maar tot volgende keer daar. Mooi bly, tot sins tot volgende week.